Goeiedag liefde, ek hoop dit gaan goed met jou. Van my en die hele beleefspan is dit altyd 'n enorme voorreg om saam met julle tyd te kan spandeer in God se woord. Nou as ek kan eerlik wees, die afgelope paar weke was nogals 'n riller. Dit was bietjie chaoties. Dis nou nie teologiese spasie en die Christelike spasie en ons geloofspasie. Sosiale media was vol mense wat die wegraping vir 24 en 25 September voorspel het. Baie gelowiges was nogals paniekerig. Ek het allerlei weird boodskappe gekry, soos gaan ek hemel toe gaan as ek nie gedoop is nie? Gaan ek, as ek nog sukkel met rook, gaan ek dit maak? Verstaan, ek was gebombardeer met sulke vrae. Party mense het moedeloos geword. Ander mense was vreesagtig. Party het vasgeklou aan video's, drome. Ander het eenvoudig gesê, weet jy wat, ek glo net in niks meer. Ek is teleurgesteld en die dinge wat ek gehoor het en voorgehoop het en nie gebeur het nie. Jy sien geliefde, beide van daai reaksies is eintlik maar gevaarlik. Vrees steel ons vrede en om apaties te wees, steel weer ons honger na waarheid. En dis hoekom hierdie week vir my so belangrik is dat ons moet gesels oor hierdie onderwerp. Ons moet leer hoe om God se woord reg te hanteer. Nou in die Petrus skrywer kom herinner vir ons aan 2 Petrus 1 vers 20 tot 21 dat geen profesie ooit uit 'n menslike interpretasie ontstaan het nie. Kyk wat sê die skrif. Dit sê, dit veral moet julle weet. Geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom verkondig. Jy sien geliefde, die Bybel is nie mense se teorieë nie. Nee, dit is God se openbaring aan die mensdom. Wanneer iemand dus sê, die Here het vir my gesê, of ek het 'n nuwe spesiale openbaring ontvang, moet ons altyd die volgende vir onsself afvra. Ons moet eerstens vra, stem dit ooreen met die skrif, met God se woord? En dan 'n tweede ding wat nogals belangrik is, ons moet vra, verhoog dit Christus of verwar dit mense? Nou ons het dit pas gesien die afgelope paar weke. Mense met goeie bedoelings, maar in my mening swak Bybel verstaan, het groot verwarring veroorsaak. En tog sê Petrus, mense het namens God gespreek, gedryf deur die Heilige Gees. Jy sien, die Gees is die bron. Dis nie YouTube nie, dis nie TikTok nie, dis nie die nuutste profesie nie, nee. Wanneer ons die woord sonder die Gees lees, maak ons die skrif, ons maak God se woord dood, ons maak dit leweloos. Wanneer ons die Gees sonder die woord volg, raak ons gevaarlik. Wanneer ons net sê, die Here het gesê, of ek het hierdie profesie, of ek het hierdie droom gehad, dan maak ons hierdie uitklarings dat ek volg die Heilige Gees, maar die woord van God ondersteun dit nie. Maar wanneer ek en jy, wanneer ons deur die Gees die woord van God lees, vind ons waarheid, ons vind stabiliteit, en ons beleef vrede. God se woord verander nie, omdat mense dit verkeerd aanhaal nie. En dis vir ons eintlik bemoedigend. As dinge verkeerd aangaan, het ek het sekerlik al voorheen in my lewe dinge gesê wat ek nie reg verstaan het nie, en ek het foute al gemaak en so, maar so verdiep ons, so leer ons, en ja, mense kan foute maak, maar ons moet versigtig wees om verklaringe te maak en sê, God het vir my gesê, en daarom moet julle luister, maar ek hardloop skuins van die woord, ek hardloop op my eie baan. Geliefde, God se woord verander nie, en sy waarheid bly staan, in elke eeu, in elke kultuur, en in elke verwarring. Ek wil jou vra, het jy die afgelope tyd toegelaat dat vrees of verwarring jou geloof beïnvloed het? Hoe het jy reageer wanneer iemand profesie deel wat nuut is, of vreemd klink, of hierdie gedagte dat alles kom nou tot 'n einde? Wat het deur jou hart gegaan en deur jou gedagtes? Soos ek gesê het, ek het allerlei snaakse oproepe gekry en boodskappe van mense wat onseker is. Geliefde, lees jy die Bybel met 'n oop hart en soek jy dalk net bevestiging van wat jy reeds glo? Nee, jy cherrypick die skrifte. Geliefdes, die Bybel is nie 'n bron van spekulasie nie. Dit is die maatstaf van waarheid. God praat steeds vandag en dit is opwindend. Hy praat steeds vandag, maar hy praat met ons, soos Hebreërs 11 vers 1 sê, deur sy seun. Maar wanneer God praat, nee, en wanneer ons die Bybel lees, dan moet dit altyd in lyn wees met die skrif. As ons wil weet wat waar is, moet ons terugkeer na die woord wat die Gees self gegee het. Wanneer die wêreld in paniek verval, kan jy rus vind in die onveranderlike woord van God. Hy jok nie, hy raai nie, hy waarsku nie om bang te maak nie. Nee, hy lei ons om te leef met wysheid en met vrede. Ek hoop hierdie week as jy saam met ons wandel, ons gaan kyk
om te leer om te onderskei tussen vals en waarheid, en daar's nie genoeg tyd in 1 week om te praat oor, maar ek gaan my bes doen, dat jy saam met die week saam met ons sal wandel, en sal inskakel, en saam leer, en asseblief los kommentare, dat ons saam gesels. Ek geniet dit as jy my boodskappe stuur, dat ons saam kan dink oor die skrifte. Onthou, die woord van God is wat ons lei, ons inspireer en vir ons vrede bring. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir die afskop vir 'n nuwe week, en dankie vir lewe, en dankie dat U nog 'n plan het met die mens om hierdie kant van die hemel, dat U reeds nog besig is met die mens, en U wil hê so baie mense moet nog by U uitkom, so baie mense moet nog Jesus ontmoet, en Jesus aanvaar as saligmaker en verlosser, want U wil 'n groot familie hê, eendag in die hemel, en Here, dit maak my so opgewonde om te dink, ons is deel van daai plan, om U koninkryk uit te bou, groter te maak. Here, help ons om so in waarheid te wandel, en in daai proses soos ons nader wandel en meer in waarheid tyd spandeer, dat ons meer mense deel kan maak van God se familie. Dit is my gebed hierdie week, dat ons so sal wandel met daai erns, dat meer mense by U moet uitkom. En aan elke persoon wat vandag luister en dalk spanning het oor wat gesê is, en wat hulle beleef het, en wat nie gebeur het nie, en wat dalk nog mag voorlê vir ons, Here, in die onsekerheid van hierdie wêreld. Here, mag ons vrede en berusting vind by Jesus self. En mag ons weer 'n liefde ontwikkel vir U woord, Here. Dis wat ek bid vir myself, is om 'n dieper passie te ontwikkel vir U woord. Ek bid vir elke persoon wat vandag hierdie oordeenking luister, dat U dit sal seën met 'n groter dryf en 'n passie en 'n lus om tyd te spandeer in U woord. Ons bid dit als in die mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.